My vrou noem my partykeer chipper. En dis nie noodwendig 'n kompliment nie. Wanneer sy 'n storie vertel, raak ek soms so opgewonde omdat ek die storie ken, dat ek sommer begin help om te vertel. As sy volgens my 'n belangrike besonderhede van die storie uitlaat, dan chip ek in. Nee, wag, vertel hy eers wat voor dit gebeur het. In my eie kop help ek haar. In haar ervaring voel sy ek onderbreek haar. En sy's reg. Dit is ongeskik om iemand se storie oor te neem. Maar dit het my aan iets laat dink in die Bybel. God, kom ons gebruik die woord, chip ook soms in. Nie omdat hy ongeskik is nie, maar omdat hy die hele storie ken. Hy sien ook dele van ons lewensverhaal wat ek en jy nog nie gesien het of kan sien nie. En God wag daarom nie altyd totdat ons gereed of beskikbaar is voordat hy ons roep nie. In Markus 1 sê Jesus vir Petrus en Andreas, kom hier, kom saam met my, ek sal vir julle vissers van mense maak. Toe Jesus hulle geroep het, het hulle nie langs die see gesit, armpies gevou en gewag vir 'n nuwe opdrag nie, nee. Hulle was besig om hulle nette uit te gooi, Jakobus en Johannes. Hulle was besig om hulle nette reg te maak. Matteus was by sy tollenaarshuis. Moses het skape opgepas. Gideon was besig om koring uit te slaan. Elisa was besig om te ploeg. Paulus was op pad na Damaskus gewees. Hulle hande was vol, hulle koppe was vol met goed wat hulle moes doen, hulle lewens was eintlik vol. En toe chip God in, onderbreek hulle lewensverhaal. Ons dink soms God se roeping sal kom wanneer die kinders groter is, wanneer die werk bietjie rustiger raak, wanneer ons gesondheid beter is, of wanneer daar meer plek in my en jou kalender is. Maar roeping kom dikwels as 'n onderbreking. God roep nie net mense wat ledig is en niks anders het om te doen nie. Die Bybel wys telkens hoe God mense roep wat besig is om te beweeg. En Paulus is nogal 'n besondere voorbeeld. Hy was nie net besig nie, hy was besig met die verkeerde dinge. Hy het die mense van Jesus vervolg. En tog het God hom onderbreek, omgedraai, in 'n nuwe rigting ingestuur. God het nie Paulus se energie vernietig nie, hy het sy energie eintlik net herlei. En dis soms wat God met ons doen. Soms onderbreek hy iets wat ek en jy verkeerd doen. Soms onderbreek hy iets wat nie verkeerd is nie, maar nie meer ons opdrag is nie. En soms haal hy ons uit iets wat baie goed werk, omdat goed nie altyd dieselfde as geroep is nie. Nie elke onderbreking is natuurlik noodwendig God se stem nie. Ons moet kan leer om te onderskei. Maar 'n mens herken God se stem daarin dat hy jou nader in Jesus trek, sy karakter van hom in jou vorm en jou liefde na mense laat leef. En hier's 'n brokkie goeie nuus, 'n aanhaling wat ek onlangs raak gelees het. God wants us to get where God wants us to go more than we want to get where God wants us to go. Hy is nie 'n passiewe toeskouer wat kyk hoe ek en jy verdwaal nie. Hy roep mense, hy herinner, hy stuur mense. Hy maak deure oop, hy sluit soms deure. Hy onderbreek, hy herlei. Miskien voel jou lewe tans te vol vir iets nuuts. Maar onthou, Jesus het Petrus geroep terwyl die nette nog in sy hande was. Dalk is God se onderbreking nie besig om jou storie die mekaar te krap nie. Dalk chip hy in, onderbreek hy, omdat daar 'n belangrike deel van jou storie is, wat jy nog nie kan sien nie. En dalk is dit juis waar die eintlike storie begin. God onderbreek soms jou lewe vir jou roeping. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Here, help ons om te kan onderskei in hierdie wêreld. U stem te kan herken tussen die geraas van stemme in die wêreld. En Here, wanneer ons die stem hoor, wil U gee dat ons sal besef dat dit nie noodwendig altyd op 'n tyd gaan kom waar ons tyd het nie, waar ons sit en wag nie, maar dit baie keer ons lewens gaan onderbreek. Help ons om juis dan, wanneer U roep, te kan opstaan en sê, hier is ek. Dankie Here, dat U ons gebruik in hierdie gebroke wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.
Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net daar buite nodig om te hoor dat God nie wag vir jou regte tyd nie, maar dat hy soms jou lewe onderbreek vir 'n roeping. Dan sien ek julle natuurlik eerskomende Sondag hier in Harties vir die pop-up. Is my eerste pop-up terug na die tweede operasie. Ek is weer terug na normaal, lus vir dit, passievol oor my bediening en ek sien julle Sondag 'n baie interessante tema wat wag. Tot 'n volgende keer.